Halleluja, prys die Here. Dis die wonderlikste naam bo alle name. Amen. Nee mense. Hey, amen. Amen. Yes, prys die Here. Want hy's God en hy's almagtig. Die woord amen beteken, so sal dit wees. Met ander woorde, as ek gebid het, en ek roep vir Vader uit, en ek het geloof, staan ek mos in sy autoriteit, en dan glo ek, en so sal dit wees. Amen. Met ander woorde, mense, daar is nie so, dis nie te redeneer nie. Dit gaan so wees. As jy in die wil van God lewe, gaan dit vir jou wees, soos wat jy glo. Jesus kom by die blindes, en hy vra vir hulle, wat wil julle hê? Jesus weet mos, hulle is blind, hulle gaan wil sien. Hy weet dit, maar wat doen hy? Hy vra nog altyd, wat is jou hartsbegeerte? Wat wil jy hê? Here, ek wil sien. Hy wil hê, jy moet praat met hom. Jy moet kommunikeer met hom. Jy moet jou hartsbegeerte vir hom gee. Hy is jou eerste, hy is jou alles. En hy sê vir hulle, julle geloof het julle gered. Weet jy hoekom gaan dit met ons baie keer soos wat dit gaan? Omdat ons glo nie. Ons sê ons glo, maar ons glo nie. Want as jy amen gesê het vir wat jy voor gebid het, en jy glo, gaan jy dit lewe. Want dit is so, klaar, einde van die saak. Dis my geloof. Ek glo dit. En ek sal dit bly glo. En ek gee nie om of God my verhoor, en of hy dit van gee wat ek begeer, en of hy dit nie gee nie, maar ek gaan dit bly glo. Want dis my God. Ons gesindhede moet wees, God is my alles. Ons het iewester van die vroeë 80s af, ons werklike geloof verloor in ons mooi land. En daarvan af het dit met ons begin gaan, soos wat ons glo. En vandag, al die potholes in die paaie, en al die vervallendheid, is die bewys van ons geloof. Glo my, dis die bewys van ons geloof. Dit lyk soos wat dit lyk, omdat ons glo, dit moet so lyk. Ons aanvaar dit nie. Dis tyd om op te staan. God het iets beter vir jou, en iets beter vir hierdie land. God het iets beter vir jou, en luister mooi, dit kom nie uit my uit nie. Dit kom Heilige Gees gelei. God het iets beter vir jou in die stoor, as wat jy selfs gedink het, of glo, as die normale. 'n kind van die Here, is nie met die normale dinge tevrede nie, want hy het die beste God. Ek het die enigste God, die almagtige God. So ek is nie tevrede met die doodnormale leefwyse van vervallendheid nie. Want God het gesê, toe hy jou gemaak het, jy is sy ewebeeld. Hy het nie sy ewebeeld gemaak om in vervallendheid, in swakheid, in verdriet te lewe nie. Ons aanvaar dit te maklik. God het jou gemaak om uit te staan. Dis nog nie preek nie. Ons gaan 'n lang aand hê. Ons gaan 'n lang aand hê. Prys die Here. Ja, mense, op 'n Vrydag aand. Ek eer God dat julle gekom het. Ek dank God dat julle gekom het, want nie een gaan dieselfde wie jy uitstap nie. Want die Gees van God gaan jou vanaand bedien in jou aanraak. Glo my vanaand, die Gees van God gaan die tradisie in jou breek. Die Gees van God gaan die ongeloof in jou breek vanaand. En die Gees van God gaan lewe en hoop 'n toekoms vir jou gee. Want wat is die Gees van God? Die Gees van God is God se teenwoordigheid hier vanaand. Die almagtige God in Hopestown. Wie lank bid ek al vir Hopestown, is ek bekommerd oor Hopestown. Dan kom dit, dan gaan dit weer, dan kom dit, dan gaan dit. Ek dink dis al vir 'n baie lang tyd. Wat ek bekommerd is oor die mense van Hopestown wat die Here op my hart plaas. Want dan moet in Hopestown weer lewe kom. En dit kan nie kom as ons werklik die Here dien. Want hy wat oor die aarde gesweef het gesê, laat daar lewe wees. Dis hy wat gesê het, laat daar lig wees. Dis hy wat grense bepaal het, sodat water en aarde kon skei van mekaar. Dis is God.
Maar ons mense het verslae geraak, vervalle geraak. Ons mense het vol bekommernisse. Die gemak waarin ons self baie keer vind. Ek wil eers gepraat daaroor. Nou ek en Amanda, die Here stuur ons baie keer in plekke in die lewe en tye op plekke in wat ons nooit verwag nie. God gebruik nie my karakter en maak dinge vir my maklik volgens my karakter nie. Ek hou van 'n vaste adres en ek hou van standvastigheid en stabiliteit, maar glo my, die Here gebruik my op plekke waar ek dit nie het nie. Hy vat die stabiliteit baie keer weg en die vaste adres weg en hy vat die gemak in my lewe weg sodat ek op my voete moet kom sodat die evangelie kan uitgaan. Dis baie keer goed in ons lewens dat ons so 'n bietjie geskit word. My gebed is nie dat dit met jou net moet goed gaan nie, maar dat God jou moet skit sodat jy in sy wil kan kom. As jy in sy wil gekom het, dan gaan dit goed met jou. As jy gehoorsaam is aan God, dan gaan dit goed met jou, al lyk dinge hoe sleg. En ek kan die bewyse van die woord gee, want hierdie woord is die waarheid. Hierdie woord is Jesus, Johannes 15. As hy nie in jou woon nie, kan ek vir jou bid soveel as wat ek wil, niks kan in vervulling vir jou kom nie. Die woord Jesus moet in jou lewe, nie tradisie nie, nie ou gewoontes nie, nie wat jy dink nie, maar wat God wil hê. Dis wat saak maak. Ek is nie 'n menspleaser nie, maar ek is verskriklik lief vir mense. Want elke mens het die potensiaal om die Here voluit te dien, self die evangelie te gaan verkondig. Elke mens het die voorreg om die Heilige Gees in jou te hê, sodat wonderwerke in jou lewe moet gebeur. Amen. Nou ek en Amanda, ek was lank 'n evangelis en Here, so 11 jaar terug, stuur die Here my na 'n gemeente toe, waar net 4 lidmate is en hulle bied my 'n salaris aan vir R500 'n maand en die gras het nog so hoog gestaan om die kerkgebou. Die kerk was vervalle. Hulle het toevallig die vorige dag die kerk toegesluit. Gesê is verby en die Here sê ek moet gaan. En my vrou sê vir my nee my man, ons is beroep op daai stadium Hermanus toe. Dis by die see. Dis beter. Dis groot gemeente. Dis 'n goeie pakket. Dis al hierdie lekker dinge. Wat sê die Here? Nee, gaan na hierdie klein dorpie toe. Gaan na hierdie dorpie toe waar daar geen hoop is nie. In 54 jaar kon 'n charismatiese kerk in elk geval nooit daar opstaan nie. Nog nooit. Nou sê die Here, ek moet daarna toe gaan. Ek sê vir al die Here het gesê ons moet daarna toe gaan. Jy weet, toe ek as evangelis by daai dorp verby gery het ek hom altyd probeer misry. Ek wou nie eens brandstof daarin gooi nie. Ek beloof jou. Ek het liewer by die volgende plek gaan gooi, maar ek wil nie eens daar stop nie. Nou sê die Here ek moet daarna toe gaan. En ek moet hierdie beroep gaan vat. En as hulle my nie wil beroep nie, maak ek laas daai kerk oop, maar ons moet siele gaan wen. En ek dink Here, en ek moet dit vir my vrou sê en ek sê dit vir haar, sy sê nee. Tot die profete sê ons moet nie daarna toe gaan nie. Ek sê sorry, God het vir my gesê en ek ken en ek hoor die stem van my Here, ons moet gaan. En ons gaan. Nou goed, ons het eers baie vinnig, bitter baie vinnig, instandhouding begin doen en die gebou opgeknap. Ek lewe in geloof en ek staan in geloof. Want geloof is baie groter en meer as wat 'n mens my kan gee of bied. Glo my. En ons het baie vinnig hierdie kerk in 'n plek en 'n posisie gekry wat ons dienste daar kon hou. Eerste maand, plaasbesoeke baie begin doen. Vader het my in die diep kant ingegooi. Eerste maand, toe sit ons met in daai klein plekkie met 70 lidmate. Die tweede maand het gegroei. Derde maand te roep die kerk raad my en toe sê hulle vir my, ons gee vir jou nou vanaf die helfte van die inkomste as salaris, nie net meer R500 nie. Vierde maand te roep hulle my en toe sê hulle geld is te veel, ons kan nie dit meer vir jou gee nie. Ons gee vir jou nou vaste salaris. Sê ek net wat julle doen is reg. Ek is daar vir die siele. En God het in 4 jaar daar die kerk opgetel na meer as 300 lidmate toe. Aria het mense sê, dis onmoontlik. God het dit gedoen. En God het groot dinge daar gedoen. Daarna het die Here ons Swaai se Reneke toe gestuur, ek noem hom sommer Swaai se naam, ek wil nie altyd name noem nie. Toe daar kom,
toe was die kerk ook gebroke, 27 lidmate, 17 mense woon die dienste by, en die Here het ons daar kragtig gebruik, 7 jaar, en die kerk het geëindig met oor 400 lidmate, en kragtige dinge, pragtig, wonderlik, vandag is hulle sterk in die Here, waarvoor ek God eer, en ek het nog so in die begin van die jaar, lekker in my vrede, agter my lesenaar gesit, vra die Here vir my, Sion, is jy lief vir my? Ek sê, Here, verskriklik baie. Kan ek vir julle vra, as julle lief vir die Here? O, wêreld. Ek weet, is Vrydag aand. As jy lief vir die Here? Ja, Here, ek is baie lief vir U. Nou, Sion, verkoop alles, en gaan wen vir my siele. Ek dink, Here, ja, dis reg, ek sal dit vir U doen, dis reg. Maar my plan, my berekening is, wil U nog so 5 jaar, wil U? Nog so 5 jaar. Dan kan ek dit mos maar doen, dis reg. So 5 jaar. Ja, Here, ek sal dit doen. Dis wat in my kop aangaan. Begin Februarie maand, vra die Here dieselfde vraag vir my, hy sê vir my, Sion, is jy lief vir my? Ek sê, ja, Here, ek is verskriklik lief vir U. Here sê vir my, nou dan moet jy alles verkoop, en gaan waar ek jou heen stuur. En ek sê, Here, dis reg, ek sal dit doen, maar hierdie keer sê ek dit bietjie stadiger. Want dis nou die tweede keer wat die Here het vir my sê, in begin Maart, sê die Here vir my, in 'n dringendheid, Sion, as jy lief vir my, ja, Here, hy sê, verkoop nou alles. Nou, raak ontslaaf in dit, en daardie fondse gebruik jy, om siele te gaan wen. En ek dink, aan die woorde wat Petrus gebruik het, en die derde keer het Petrus gehuil, en glo my, derde keer het ek ook gehuil. Sê, Here, dis te groot, maar ek sal dit doen. Vir U sal ek dit doen. En ek na my vrou toe stap en vir haar sê, die Here sê, my maand moet ons aanstap. Ons moet siele gaan wen. Ons moet vir alles in hierdie huis ontslaa raak. Dis 'n 4-slaapkamerhuis. Ek het 'n buitekombuis. My buitekombuis elke winter vat ek so 144, 145 manne elke winter vir 4 jaar deur, wat ek uit my sak uit 'n lekker ontbyt vir hulle 5 uur in die oggend gee. Verhouding bou, bless, verhouding bou, sterk hou in die Here. Ons praat oor Jesus, ons vat so plus minus 60, 70 vrouens in 'n winterseisoen deur vir 'n ontbyt, lekker vroeg in die oggend. Ek moet my buitekombuis wat my karakter is, moet ek ook ontslaaf van raak. Ek dink, Here, ek kyk so na alles, ek dink, wow, ek het 'n menseversameling. Ek's gek oor mense gewees, man. Ek mag mos ook wees. Ek het 'n menseversameling, 'n groot mense, 'n mooi tafel, wat in my kantoor staan. My kantoor was so ingerig, boere kom, van oral af, mense kom, vir berading, vir bediening, dan stap hulle in, dan kan ek vir hulle die beste bone koffie maal, en vir hulle gee, dis bediening, dan drink hulle koffie, praat hulle harte uit, en ons bedien, en ons bid, en ek seën hulle, en ons daar weg, wow, prys die Here, dis lekker, nou moet ek van dit ontslaa raak. Ek het op 'n stadium 144 soorte koffies gehad, wow, prys die Here, elke 'n groot kas daar in die kantoor, wat Vader voorsien het, vol koeldrink, glas, so lyk soos 'n supermark. As jy klaar koffie gedrink het, gee ek nog vir jou koeldrink en 'n sjokolade, en ek seën jou, daar sê Boeta, ek wil niks vir jou hê nie, jou siel, jou saak, met God moet reg wees. Nou sê jy vir my, Here, raak vir alles ontslaa. Weet wat het gebeur? Ek was dikmond. Ek was kwaad. Sê, Here, maar hoekom? Hoekom moet ek dit doen? Here, waarom? Maar Here, ek is lief vir U, ek sal dit doen, dis reg. En my vrou is opgewonde. En ek is waarlik sommer kwaad, want hoekom is sy opgewonde? Ek wil dit nie doen nie. Ons het 'n motorhome. So ek het 'n huis. My motorhome kan vandag in Hope Town staan dat ek 'n huis in Hope Town. Hy kan môre teen die kus staan dat ek 'n strandhuis. Hy kan môre op 'n ander plek staan. Ek het baie huise. My motorhome. Hoe het ek in my motorhome gekom? 'n jaar voor dit het God my al voorberei en ek het dit nie besef nie. Ek het 'n kampwa gehad waaroor ek mal is en ek haat my kampwa een naweek en die Here sê vir my, breek vir 4 dae weg, gaan gou 'n bietjie weg. En ek dink, yesterday, ons is moeg, ons is gedaan. En ek kom en ek ry nog hierdie area verby en ek is op pad en ek het my plek bespreek, jy is om 'n plek te slaap en die Here sê, nee, jy gaan wat ek vir jou sê om te ry en dan kom ek by
By 'n T-aansluiting, dan sê die Here links, ek wil regs, maar okay, ons gaan links. Dan sê die Here nee, hier regs. En so het ons deur areas gegaan en ons het teen die kus gekom, maar hier in die Karoo koop ek van jou lekker rib wat ek gaan braai as ek rus. My kampwa, prys die Here. Ek wil hê jy moet leer uit wat ek vanaand vir jou getuig. Gehoorsaamheid. En as ons by 'n plek kom en ek wil my rib braai, dan sê die Here pak op, ry. Dan ry ek maar weer. En so kom ons by Lambert's Baai, lekker teen die see. Gaan my rib hier braai. Die Here sê pak op en ry Springbok toe. Ry Springbok toe. Ek het my moeg gery. Later sê die Here nee, ry nou Appington toe. Ry Appington toe. Ek sien my 4 dae is verby en ek sê vir Mandy, 4 dae is verby. Ons gaan my huis toe, ek sal my rib daar gaan braai. Ek kon hom nie een keer in hierdie 4 dae braai nie. Dit was my hartsbegeerte. Maar die Here sê nee, ry. Nou ry ek. By Appington uitry, toe sê die Here nee, stop, jy ry verkeerde pad, draai om. Daar ander kant is 'n pad, Grobler is Hooppad, gaan ry hom uit. En ek ry hom uit en ek dink Here, wat gebeur vandag? En ek ry daai pad. So 100 kilos plus minus gery, sê die Here vir my, hier voor is 'n afdraaipad. Links, vat hom. Kom daar en is so 'n 2-spoorpaadjie en ek dink, Here, waarheen vat U my vandag? Waarheen vandag? En ek draai daar af en met my bakkie en my kampwa gaan ek. En toe ek so op die bultjie kom, sien ek maar dis 'n kampterrein. Maar ek sien is doodstil, hier gaan niks aan nie. God is besig om my voor te berei, gehoorsaamheid, en sal ek luister? Sal ek reg wees vir wat voor lê? En in daardie tyd stop ek 'n Mandy en ek sien hier by die ontvangs is niks, hier gaan niks aan nie. So ek draai my bakkie om, dan was ek mos nou gehoorsaam, dan gaan ek weer ry. Ons was nou hier gewees, maar sy klim uit. Soos enige goeie vrou doen, klim sy uit en sy stap na die ontvangs toe. Om te kyk, is daar iemand? En ek wens my vrou wil net inklim, laat ons kan ry. En toe ek so ras kyk, toe kom stap 'n dame aan, toe sê sy, ons vas en bid al vir 'n paar dae, dat julle moet kom. Ons ken haar nie. En dan Here, ja, hier is my moeilikheid. En ons gaan nou stil, sy sê van 2 nagte, gee vir julle sy lyf verniet, trek die kampwa daar onder 'n afdak. Toe kom so mooi intrek, sê die Here, hier gaan jy hom saai. Sê Here, nie my kampwa nie. Waar gaan ek weer een kry? Nee, Here, net nie my kampwa nie. En nou is ons hier by die chalet, trek die bakkie daar, maar ek is hier ontstel te my, maar ek het ook geleer, jy sê dit nie vir jou vrou nie, want dan sê jou vrou, doen dit nou. So, jy sê dit nie, bly net eers stil. Here, as ons by die huis kom, sal ons redeneer oor hierdie saak. Ons sal praat hieroor, Here. Tweede ding, jy redeneer nie met God nie. Job het dit baie vinnig uitgevind. Binne in die chalet is ons en Here sê van die tweede keer, jy gaan jou kampwa saai en ek gaan vir jou wys vir wie moet jy omgee. En ek dink by myself, Here, as ons terug is, dan kan ons redeneer oor hierdie saak. Ek sal met U praat, as ek net eers weer terug is, dat hierdie dae net verbygaan, ek moet reeds die kerkraad bel, vir hulle sê, mense kan ek nog een dag byvat, want U het nou gesê, ons moet nou 2 dae hier bly, so ek bly nou 2 dae hier, en ek gaan hom ten minste my rippie kan braai, maar dan gebeur die volgende, toe as die oggend opstaan, is daar 600 eiers, wat iemand gesaai het in my lewe, op my bakkie se bumper, toe weet ek, iets gaan uitbroei. Hier gaan 'n ding kom. Dis profeties. Iets gaan uitbroei. Dis hoe die Here praat met 'n mens. En ek vat hierdie eiers en ek sê vir Manny, maak dit maar vir ons gaar, my engel. Dis reg. En ons daar bo is 'n swembad. Kom ons gaan swem bietjie. En ons gaan swem. Dis in die swembad is. Wat sal my vrou vir my sê? Ek het laasnag gedroom. Toe sy sê sy het gedroom, toe draai ek my rug op haar en ek sê, engel, wat het jy gedroom? Toe sê sy, ek droom jy saai kampwa. En ek sê vir haar, ja, God het gesê ek moet dit doen. 2 keer, gisteraand al. Ek sê, maar dit maak my seer, ek wil nie my kampwa saai nie, dis wat ek het, dis my stabiliteit, dis my lekker, nou moet ek hom saai. Maar kom ons gaan klim uit, kom ons gaan was hom, maak hom skoon, en ons maak die kampwa mooi skoon, en die volgende oomblik kom 'n Pajero, so 'n rooi Pajero, kom hou daar stil. Ek dink is 'n rooie. En daar klim 'n man uit en al wat hy vir my kom sê is, die Here sê, ek het 'n groter
Ek het groter beloftes vir jou instoor. Hier uit die bloutheid. 'n Man dit vir my kom sê. En die Here sê van, dis die man wat die kampwa moet kry. En ek sê van, waar is jou vrou? Nee, in die Pajero, en hy roep haar en ek sê, Boeta, God sê, dis jou kampwa. Jy moet hom nou hake vat. En sy was hartseer, hy was hartseer, en hy sê, ons bid nou al lank vir 'n kampwa, en hulle is Russiese sendlinge. Ek prys die Here, vat die kampwa. Ek is daai volgende dag gou weg voor my bakkie ook moet gaan. Sê ek, Here, net nie my bakkie nie. En God dank nie my motorfiets daar gehad nie. Maar gehoorsaamheid aan God is belangrik. En dis hoe ons bediening werk. Dis hoekom ons ons huis kon weggee. Maar die oomblik toe ons daar wegry, gebeur die volgende. Toe ons daar wegry, sê ek vir die Here, Vader, dan wil ek 'n motorhome hê. Upgrade. Ek wil 'n motorhome hê, Here. Dis my verhouding met God. Maar ek vergeet daarvan 'n jaar later, sê die Here vir my, gehaal jou motorhome in Hartbeespoort. Ek skrik die oggend, dis 'n maandagoggend. Ek sê, Mandy, die Here sê ons moet Hartbeespoort toe gaan. Ons moet die motorhome gaan haal. En ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie, want dit is 'n klomp geld en dit is onmoontlik. Maar ons 3 tekens wat gaan volg. Voor in Klerksdorp gesit ons by Mak en Bean en ons sit en eet gou iets saam en die volgende oomblik kom die eerste teken deur. Nie lank daarna in die volgende een. En die derde een is die finansies. Kom nie deur nie. Ek sweet. Die sweet loop af. Ek dink, nou moet ek my vrou sê, ons moet terug huis toe. Dis al middag. Ons sit daar in Mak en Bean en bestel nog iets en die volgende oomblik ping my foon. Dis die bedrag in hy rekening. En ons ry deur Hartbeespoort toe. Dis hoe ons lewe werk. Galasiërs 1:10 sê, en die kern in ons Bybel sê dit ook, en ek wil dit vir jou weer gee. Moenie op mense staat maak nie. Moenie mense jou bron maak nie. Moenie wat jy besit jou bron maak nie. Moenie count in wat jy het nie. Jou bron is God. Luister mooi. Jou bron is God. Ons maak te veel ons bron medikasie. Ons maak ons bron die uitkomste wat ek en jy ken. Ons maak ons bron baie keer dit wat ons besit, ons veiligheid, ons beskerming. As ek sê veiligheid en beskerming, jou diewering, jou alarmsisteem, jou kameras wat jy opgesit het. Dit is alles nie jou verantwoordelikheid. Dis goed wat jy moet doen. Maar dis jou verantwoordelikheid. Jou bron is God. Jou fokus is God. Jou lewe is God. Om die stem van die Here te hoor en gehoorsaam aan jou majesteit te wees, is jou lewe. Luister, as jy dit vanaand kan verstaan, kan jou lewe draai. Want jou fokus op God en in God gaan maak dat jou lewe moet draai. As jy nie gaan fokus op God nie, gaan jou bron jou teleurstel, wat nie God is nie. Mense gaan jou teleurstel. Dit wat jy op gehoop het, gaan jou teleurstel. 'n Man en 'n vrou wat waarlik God dien, met hulle hele hart en opreg is teenoor God, is opreg teenoor ander ook. Daar is nie meer tyd in hierdie lewe, dat ek en jy kind van God koud kan word, of koud kan wees nie. Daar is nie meer tyd in hierdie lewe, dat ons fokus verloor, en op iets anders fokus, ons energie. Die 97% energie gebruik op mensgemaakte bronne nie. En 3% op God nie. As ons die 3% bronne, die mensgemaakte goed, 3% op spandeer,
en 97% op God, gaan ons ook soos Moses in Eksodus 33 kan sê, ek wil U aangesig sien. Ek wil U stem hoor. Ek gee nie 'n tree as U nie in hierdie saak is nie. Ek sien nie kans vir die lewe as my God nie 100% in hierdie saak is nie. Hoor jy vanaand, kind van God, dit is belangrik. Toe Vader aan Moses verskyn het, sê vir Moses die volgende, ekskuus tog. Vader sê die volgende vir Moses, hy sê, Moses vra vir hom, Vader, hy sê, my God, my koning, my majesteit, wie sê ek vir die mense is U? En hy sê, ek is. Ek is. Want die ek is so groot, dat ons nie sy naam kan verstaan of begryp nie. Die ek is, ons Vader, ons God, ons koning, ons majesteit, Jahwe, die ek is, het vir jou gesê toe hy jou gemaak het, jy is sy ewebeeld. Die ek is die oplossing in alles in jou lewe. Die ek is die een op wie ons fokus. Die ek is die alles in my lewe. Die ek is die Heilige Gees teenwoordigheid in my lewe. Die ek is die redding, Jesus Christus in my lewe. Die ek is die woord Jesus wat in ons midde kom woon het. Die ek is in alles die oplossing. Nou wat is jy? Die ewebeeld van die ek is. So ek is ook, ek is die seun van die ek is. Ek is die dogter van die ek is. So ek is. Wie is jy? Ek is. Ek is 'n ware kind van God. Ek is die geseëne van my God, want my God het nie vloeke gemaak nie. Ek is 'n oorwinnaar in my God, want my God het my nie gemaak om te kruip nie, maar om op te staan, om te verheerlik en uit te lewe in die Heilige Gees. Die ek is in jou, is die Heilige Gees teenwoordigheid om te kan opstaan in lewe en te jubel en juig, terwyl hulle wat hom nie ken nie, hulle wat hom nie aanvaar het nie, in trane en vervallendheid gaan lê, kan ek en jy opstaan, want jy is die oorwinning. Ek is sterker as die siekte wat my wil onderkry. Ek is sterker en die geseënde, selfs bo die omstandighede. Ek is nie deel van hierdie land se vervallendheid nie. Ek is nie deel van negatiewe gesprekke nie. Ek is nie deel van 'n geskinder en ondermyningslewe nie. Ek is die seun van God, die dogter van God, want dis wie jy is. Jy is kind van God. Die oomblik wat jy jouself minag, dan is jy besig om die ek is te minag. Die oomblik wat jy sonde toelaat, is jy besig om die ek is uit jou lewe uit te verwyder. Jy is die geseënde van God. Jy is 'n kind van God. En lewe dan soos 'n kind van God, in oorwinning. Lewe dan in die oorvloed van God, in die guns van God. Wanneer dit moeilik gaan, en omstandighede is moeilik, loof God nog meer, getuig nog meer, kom nog meer in die joy van die Here. Dis wanneer jy toetse begin. Kind van God, die oomblik wat jy niks meer kan doen nie, maar die groot ek is, wat God is, Jahwe, is al op wie jy kan fokus, dan is jy op die regte plek. Wanneer jy kan erken en sê, Here, ek is nie meer daartoe in staat nie, maar deur U is ek daartoe in staat, want ek is die ewebeeld, Here, ek is die kind, en die ek is in my,
die Heilige Gees teenwoordigheid, sal ek oorwin in hierdie saak. Sal ek deur hierdie seer kom? Sal ek, Here, my fokus op U kan hou en Here, ek sal nie gaan lê nie. Kind van God. God het groter planne vir ons as net die normale dinge. Begin lewe dit. Dis 'n Vrydag aand wat jy hier sit, wat jy afspraak het met die Meester. En hy's besig om iets nuut in jou te maak. Hy's besig om iets nuut in jou te vorm. Terwyl ek bid en ek vra vir 'n woord, vat die Here my weer na Handelinge 16 toe. En die Here vat my in hierdie pad wat Paulus gestap het. En Silas, ons ken hierdie verhaal al so goed. Daar is soveel preke al oor dit gewees en jy het dit hoeveel keer al gehoor, maar luister baie mooi. Toe Paulus en Silas wou na in sekere rigtings trek, toe sê die Heilige Gees vir hulle, nee, vergeet dit. Nee. Maar ek het 'n rigting vir jou om te gaan bedien. Ek het 'n weg vir jou. Nie want jy wil gaan nie, Paulus, wat ek vir jou wys. Dis eintlik waarop dit neerkom. En Paulus was gehoorsaam. Weet jy wat gebeur die oomblik toe hy gehoorsaam raak? Het God sy geloof getoets. Want dit was die derde siening. Het God sy geloof getoets. En wie het God hom getoets? Deur hom te temper. Dit was nie maklik nie. Dit het dalk nie eens by sy karakter gepas nie, want die ware, werklike Paulus, sy karakter was 'n Saulus vroeër, miskien 'n hardkoppige man. As ons na sy geskiedenis gaan kyk, was hy 'n man gewees wat gaan leer het, wat 'n Fariseer sou word. Met ander woorde, hy het alles baie maklik gekry, baie maklik gehad. Hy kon veroordeel, hy kon elke dag mooi aantrek, hy kon lekker warm slaap in die nag. Hy het alles gehad. Alles. Ek moet baie versigtig wees wat ek nou sê, maar baie keer in beroepe werk dit ook so. Ons kies 'n goeie beroep, maklike beroep, lekker pastorie, goeie salaris, goeie voertuig, en dit moet 'n lekker gemeente wees. Vader sê vir hom, nee, ek het 'n ander plan vir jou. Ek gaan jou van daai perd af laat val, dat jy die ware evangelie kan ontdek. Ons self, baie keer, lyk soos die Fariseërs. Ons sê baie keer, ons is lief vir God. Ons sê baie keer, ons is Christene. Jy gesels net so 'n tydjie met iemand, dan kom jy agter, het jy werklik ware diep verhouding met God of nie? Nog meer, slaap net so 2 of 3 aande by iemand aan huis. Kyk hoe hanteer 'n man sy vrou en 'n vrou haar man, en kyk hoe hanteer die kinders, so skop die hond onder die tafel, dan besef jy dadelik, ek sien nie Jesus meer nie. Ek sien nie Jesus nie. Dit is maklik om te sê, ek is 'n kind van God. Maar dan moet ons dalk baie keer deur die toetse gaan, om te bepaal, is ek 'n kind van God. Luister baie mooi, dis nie veroordelend nie. Dis net 'n barometer. Toe al hierdie goed van Paulus al weggeneem was, en hy moes die volgende woorde hoor, toe hy begin bedien, jy gaan vir die evangelie lei. Ons dien aan God, hoekom moet ons lei? Hoekom moet ons lei? Want dit maak ons sterker. 'n Diamant moet eers geslyp word, deur 'n seer proses gaan, vir hy waarde kry. Kom ons gaan deur die proses van die lewe. Kom ons face hierdie lewe as Christene. Nie dat dit net moet goed gaan met ons nie, maar dat dit met jou siel kan goed gaan. Want as dit met jou siel goed gaan, en jy slaag jou toetse, gaan jy waarde vorentoe kry in die lewe. En dan kan jy raad gee vir mense, dan kan jy omdraai en sê, man, ek het 'n pad gestap, ek het 'n pad van getuienisse geloop, maar tot ek hieruit gekom het. Die getuienis is gewoonlik daai kort, mooi gedeelte, maar jy vertel nooit van die 3 jaar stryd wat jy gehad het nie. Vertel 'n bietjie van daai stryd, van die kere wat jy moed wou opgee, vertel 'n bietjie van die tye, wat jy gevoel het jy kon nie meer nie, maar jy het maar steeds aangegaan, en daar het 'n dag van deurbrake gekom. Daar gaan vanaand vir jou 'n deurbraak kom. Dit is tyd vanaand vir jou deurbraak. Maar as jou gesindheid reg, jou geloof, is jy vanaand op die plek wat jy kan sê, Here, soos 'n Paulus het ek al van my perd afgeval. Here, ek was blind vir 'n tyd gewees.
Here, ek was daardie tyd toe ek blind was, Here, het ek gewonder, gaan ek dit maak? Here, die tyd in my lewe toe ek blind was, Here, het ek gewonder, Vader, wat is die plan vir my lewe? Ek kan nie meer 'n toekoms sien nie. En die derde dag, nadat Paulus kon sien, kind van God, het hy 'n visie gehad. Wat is die heel eerste ding wat hy doen? Hy's gehoorsaam. Hy vra van Neas, hy sê, wat moet ek doen? Hy sê, laat jou doop. Ons beklei oor die doop. Yes, dis verskriklik. Mense beklei oor die doop. Dis wat Satan gebruik. Hoe word jy gedoop? Soos wat Jesus gedoop is. Wie is die evangelie? Jesus. Nie my kerkkonstitusie nie. Nie wat ek in glo nie, wat God wil hê. Doen dit. Wees gehoorsaam. Klaar. Ek redeneer nie oor God nie. Hy's te groot en ek het hom te nodig en ek het hom te lief. En hy's te belangrik vir siele. Maar trots en baie keer ons eie redenasie, tradisie, maak dat ons die hemel gemis. Baie mense sê, nee, jy gaan nie hemel mis as jy nie laat doop nie. Ek het vir jou feite in die Bybel, jy gaan hom mis. Verseker. Want die Here sê, laat jou doop. As hy sê, laat, dan doen ek wat hy sê. Klaar. Ek redeneer nie daaroor nie. Ek was ook 'n groot sondaar. Ek kom ook uit 'n tradisionele agtergrond uit. Ek was die grootste sondaar wat daar kon wees, want ek was nog 'n spioen op 'n stadium in my lewe ook. Ek was nog in die skerp kant van die weermag op 'n stadium in my lewe ook. Ek was so ver weg. Maar die dag toe ek Jesus ontmoet het ek een ding besluit. Ek sal hom onkeerbaar volg en niks sal my keer nie. En ek sal hom verkondig in alle waarheid. Want om sy stem te hoor, en sy teenwoordigheid te wees, sy wil te wees, gee dit nie om wat gebeur nie. Al verkondig ek die evangelie, die dag, al is dit my laaste woorde, terwyl ek op die grond lê, sal ek nog uitroep en sê, bekeer jou, maak jou saak reg, wees gehoorsaam aan die Here, en hou moed, staan sterk in die Here jou God. Want dit is die waarheid. Hou op redeneer oor die woord. Doen dit presies, soos wat die evangelie, Yeshua, Jesus Christus, dit gedoen het. Nie 'n ander manier nie. Daar's net een manier. Daar's net een evangelie. Paulus het die evangelie brandend verkondig. En hier kom hy nou, hy en Silas, en hulle doen net wat die Heilige Gees vir hulle sê om te doen, en hulle beland in die tronk, Handelinge 16. Ek het dan gedoen wat hy sê ek moet doen. Ek verkondig dan die evangelie. Ek is dan getrou nie. Het jy ook al baie keer gesê, Here, maar ek bid. Ek het gebid oor die saak, en kyk wat gebeur nou. Het jy dit al gesê? Ja. Ja. Hulle het hierdie pad geloop, hulle was gehoorsaam. En wat gebeur? Hulle beland nie net in die tronk nie, hulle word geslaan, hulle word gegeesel, erg, stikkend. Hulle rus uit mekaar uit. Weet wat sal 99.95% sendlinge, pastore, predikers sê nadat dit gebeur het, ek is nou klaar met die bediening. Ek is nou klaar. Wat sal Christene sê? Nee, ek is nou klaar. Kyk wat gebeur as ek die Here dien. Kyk wat gebeur as ek die Heilige Gees leiding aanvaar in my lewe. Ek word uit mekaar uitgeslaan. Dis nie wat hulle gesê het nie. Nog erger, hulle word in die tronk gegooi, in 'n land, wat jy seker is, môre word jou kop afgekap. Gaan kyk na die geskiedenis daarvan, gaan lees dit. Nog erger, terwyl hulle stikkend geslaan is, word hulle in boeie, hulle voete, in boeie gesit, aan 'n blok. So ernstig is hierdie oortreding, dat julle sal môre, sal ons vir die wêreld wys, wat doen ons met julle, jy sal nie ontsnap nie. 'n Moordenaar kan nog vryloop, maar jy sal in boeie sit. Here, kyk hoe gaan dit met daai wat U nie dien nie. Het jy dit al gehoor? Hy loop nie in boeie nie. Ek sit hier in die tronk. Ek is in boeie. Dis nie wat Paulus gesê het of Silas nie. Ek dink Paulus het so gesit. Ek sien die prentjie. Beleef dit. Dalk is ek een van die gevangenes wat daar by hom sit en ek sien hoe gebeur dit. Daar buite word die byle geslyp, hulle spot met hulle. Môre waai hierdie manne se koppe. Sien wat Paulus dink hier. Paulus onthou, daar's 'n profetiese woord.
Ek gaan nog 'n ou man word, wat uitgelei gaan word, wat die evangelie gaan verkondig. Dis die profetiese woord. Wat se woord is daar oor jou? En dan wil jy opgee as jy in die tronk beland, dan wil jy opgee as jy nie meer hoop het nie, as dit lyk of daar nie meer hoop in jou lewe is nie, dan wil jy opgee? Nee. Wat is die woord oor jou? Wat sê die woord beloftes van God oor jou? Wat sê in 2 Korintiërs 1 vers 19? Dat elke woord belofte sal in vervulling kom vir jou. Vat jy dit? Ons is lief om Spreuke 18:21 te kwoteer en te sê, daar lê krag in woorde. En elke mens sal daarvan lewe, daar lê lewe en dood in dit. Dan gryp ons daai woorde van dood. En ons wil hê die profetiese woord van Korintiërs moet in vervulling kom, maar ons kinder ondermyn praat dood en sê, kyk hoe lyk dit, kyk hoe lyk Suid-Afrika, kyk hoe lyk my huis, kyk hoe lyk my finansies, kyk hoe lyk my omstandighede. Dis wat jy profeteer. Dis wat jy spreek, terwyl daar staan, die ek is, gee vir jou 'n oplossing. Sy woordbeloftes, hy sê, daai woorde wat jy bedink, wat jy praat, gaan in vervulling kom. Hulle sit in die tronk. Hulle doen 2 goed. Omdat hy glo, wat glo hy in God? In Jesus. Begin hulle te bid. Die ander gevangenes moes hulle so kyk en dink, ja, ons is nie reg nie. Die bewaarders moes dink, maak nie sin nie. Julle koppe kap, hoor die byle daar buite. Julle is nie lekker nie. Hierdie manne bid nie net nie. Omdat hulle glo, begin hulle met lofprysing ook. Halleluja, my God is koning. Halleluja Here, U is majesteit. Halleluja, die ek is alles in my lewe. Halleluja Here, ek fokus nie op die byle wat ek hoor nie, maar op my God. Halleluja Here, U is my lewe. Halleluja, stikkend geslaan. Hulle moet in rou sit, hier in die nag, dans, hulle met boeie in hulle voete, prys die Here, hy is my God, hy is my koning. Halleluja. Lê in die bed en jy worry oor die probleme, ek kan nie slaap nie. Maar jy sit nog nie in 'n tronk nie, en jy is nog nie gegeesel nie, maar ek gaan dit nie maak nie. Die lewe is te hard daar buite, en is een depressie op die volgende, en is donker om jou, en is maar weer ou pilletjie. Nee, kind van God, jy is die ewebeeld van die ek is. Jy sê ek is, jy sy kind. Gevul met die Heilige Gees. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is 'n kind van God. Heilig is my God. Almagtig is Jahwe, my koning, my meester. Amen. So sal dit wees. En wat gebeur? Die aarde kan dit nie hanteer nie. 'n Engel van God moes verskyn het. 'n Aardbewing ruk alles uitmekaar uit. 'n Deur val oop, 'n volgende deur, en die hoof van die tronk skrik om mos dood, want die ek is het verskyn. Die ek is het gepraat. Hierdie manne is vry. En dadelik voel hierdie man wat die hoof is van die tronk, hy weet hoe streng is hierdie saak. Hulle gaan hom môre doodmaak. Dis 'n geweldige vernedering. So hy wil liewe selfmoord pleeg. Paulus sê vir hom, nee, moenie. God se geregtigheid, regverdigheid. Hy kon uitgestap het, hy het nie. Hy sê, nee, moenie, stap ek jy uit as jy môre dood. So ek bly net hier. Dis eintlik sy redenasie. Jou siel is vir God ook belangrik. Siele is vir God belangrik. Jou siel is vir God belangrik. Baie belangrik. Daardie man vat hom daardie aand na sy huis toe. Waar het jy gesien, jy vat 'n man wat aan 'n blok vasgemaak word, wie se kop môre moet waai, 'n man wat beskou word in my land as 'n geweldige misdadiger, vat ek nou na my huis toe. Wat moet ek doen om gered te word? Jesus. Kom ek vertel jou van Jesus, van die waarheid. Wie is jou redder? Jesus. Wie is jou bron? Jesus. Vanaand, wie is jou uitkomste? Jesus. Luister mooi, dis nie 'n preek nie. Dis nie 'n preek nie.
Die Here praat met jou. Jesus. In elke situasie, Jesus. Wat het daai manne gedoen, heel eerste, nadat hulle Jesus gehoor het? Hulle laat doop. Gaan lees dit. Ek preek nie vanaand die doop nie. Ek preek gehoorsaamheid. Doen wat God behaag. En jy sal geseën wees. Jy help nie ons sê ons is kinders van die Here, maar ons doen nie wat ons Vader vir ons sê nie. Wat sê die Vader vanaand vir jou? Fokus op hom. Jy het genoeg op probleme gefokus. Jy het genoeg uitkomste op soveel ander plekke gesoek, terwyl die uitkomste by jou is, want jy is ook 'n ek is. Jy is 'n ewebeeld van hom. Jy is 'n ewebeeld van hom. So die krag van die Heilige Gees, God se teenwoordigheid, is in die tempel, in jou. 1 Korintiërs 3 vers 16, 1 Korintiërs 6 vers 19, is binne in jou. Lewe dit. Dis wat maak, dat ons kan sien Christene het guts, wanneer daar om 'n braaivleisvuur gestaan word, en jy stap nader, verander die gesprekke heeltemal, verander mense dit heeltemal, want hulle sien die autoriteit van die lewende ware God in jou. En die Here is trots op jou. En jy kan vir mense vertel, hoe goed is God vir jou. Jy kan getuig. Jy kan sy naam groot maak. Skaamteloos. Ek het net nou vir julle gesê van die manne ontbyte. Baie keer as hulle my na manne toe gestuur het, waar ek mis gaan bedien het, eers gebid tot God sê, dis tyd, gaan na daai man toe. En as ek by hom uitgekom het, was dit baie keer, die ou wat hulle altyd gesê het, sal nooit tot bekering kom nie. As daai ou tot bekering kom, leef hy Jesus meer uit. Luister mooi, hy leef Jesus meer uit, by verre meer uit, as die ou wat van gesê het, hy gaan nie tot bekering kom nie. Dan is dit ware Christendom. Dan is daar nie meer 'n mate van valsheid nie. God haat valsheid. Wees opreg in Christus. Amen. Kom ons bid gou saam. Here, U het 'n plan vanaand vir elkeen hier. Here, dit gaan nie oor die preek nie, gaan nie oor woord nie. Dit gaan nie oor wat gebeur het nie. Dit gaan oor U en elkeen wat hier sit. U het 'n afspraak met elkeen, Here. Ek vra vanaand, Here, dat U, terwyl ons hoofde buig, verklaar ons vanaand woorde van lewe oor elkeen. Geseën sal jy wees. Geseëne van God. Geseën sal jy wees, omdat jy die woord van die Here God bewaar in jou hart en uitlewe, skaamteloos. Geseën sal jy wees, in die naam van ons Vader en ons God. Vreesloos sal jy leef. Here, ek verklaar oor elkeen vanaand lewe, goddelike lewe, dat niemand op dieselfde vlakkie sal uitstap as wat hulle ingekom het nie. Ek verklaar vanaand, Here, goddelike krag in elkeen, U salwing, U diep teenwoordigheid. Ek verklaar vanaand dat die woord van God soos 'n fakkel in elkeen sal brand, en hulle sal nie kan stil wees oor daar buite in die Here. Vader, ek verklaar vanaand dat elkeen wat hier sit, hulle gawes gaan begin uitlewe. Elkeen wat hier sit, Here, hulle harte met die Heilige Gees gaan uitpraat. Hulle beste vriend, U, die Heilige Gees, sal maak. Hulle beste raadgewer, die Heilige Gees, U sal maak. Hulle beste klankbord, die Heilige Gees, U, Here, alleen sal maak. Ek verklaar dat elkeen vanaand, Here,
onder die salwing van die Heilige Gees, vrede in hulle harte sal hê, in oorwinnings die pad sal stap, nie van 'n Jesus daar ver nie, maar die Heilige Gees binne in my en by my, die salwing by ons, die teenwoordigheid, elke oomblik in ons lewe. Ek verklaar u seën oor elkeen, dat u met elkeen sal praat in drome, Job 33. Ander praat deur visioene. Aan ander mag daar 'n engel verskyn. Maar ek verwag, Here, die grootheid van God oor elkeen. Want Here, baie lank al, het die Hopetown in my hart gelê, en weet ek, hierdie aand is nie verniet nie. 12 manne kon die evangelie uitdra. Hier's baie meer as 12 vanaand, Here, manne en vroue, wat kragtig die woord van God, kruis en dwars, deur al die grense van Hopetown kan neem, en in ander areas. Dis tyd vir wonderwerke, in die grootheid van ons God. Amen, amen en amen. Prys die Here. Dis tyd vir wonderwerke. Luister mooi, dis tyd vir wonderwerke. En as jy lanklaas 'n wonderwerk beleef het, kind van God, dan moet jy jouself afvra, het jy tyd vir God? Spandeer jy tyd met hom? Regtig tyd met hom? Praat jy met hom? Hoor jy by hom? Is hy jou raadgewer regtig waar? As hy is, sal hy met jou deel. As hy is, dan wil hy deur jou werk. Dan wil hy ander bemoedig deur jou. As iemand by jou kom kla, dan bid jy vir iemand. Praat nie saam oor die klagtes nie. As iemand wil kom skinder, dan stop jy die persoon en jy sê, kom ons bid vir daardie persoon. As iemand kla oor 'n hoofpyn, dan bid jy dadelik vir jou. Want God wil 'n wonderwerk gee deur jou. As iemand nie meer kan nie, sê jy kan, want God is met jou. En jy bemoedig daardie persoon uit die woord van God uit. As iemand voel, en mense, daar is te veel mense wat duiwel sien, en te min die Here raak sien. Die duiwel hoort onder jou voete, nie in jou kop nie, nie in jou gedagtes nie, nie in verkeerde vuil denke nie. Die duiwel hoort onder jou voete. En dit staan in Romeine 16 vers 20. Hy's onder jou voete. En hy gee die autoriteit in Lukas 10 vers 19. Die duiwel het nie reg in jou lewe nie. Al wie reg in jou lewe het, is hy wat binne in jou is. En dis die Gees van God. Moenie die Gees van God bedroef. Moenie die Gees van God onderskat nie. Moenie die Gees van God ooit verwerp nie. Want jy is na die ewebeeld van God gemaak. Hy wil jou kragtig gebruik. Die wêreld wil jou laat glo daar's nie 'n God nie. Die wêreld wil jou moedeloos maak. Die wêreld wil vir jou lieg. Want dit is al hoe Satan jou onder kan kry. Maar jy's die kop en nie die stert nie. Jy's 'n kind van God. Staan in die autoriteit en staan op in hierdie autoriteit en moenie gaan lê nie. God het 'n groter plan vir jou lewe. Dalk vir jou boerdery, dalk vir jou besigheid, dalk vir jou huwelik, dalk vir jou kinders, dalk vir jou ouers, maar God het 'n plan vir jou. Dit is my mooi om te sien hier's jong mense vanaand, jong manne. Jong manne, kom julle 3 jong manne, julle 4. Boeta, jy's ook nog jong, kom julle 4 gewyd. Kom gou hier. As jy salfolie vir my asseblief. Hierso. Prys die Here. Mannie, jy gaan moet op my hand spuit. 4 jong manne. Is hier nog jong manne, jong dames? Kom uit, kom uit. Kom asseblief. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. 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 Prys die Here. Weet jy wat 'n blessing is dit om jong mense vanaand hier te kan hê? Dis wow. Dis fantasties. Ja, ek eer God vir julle. Ek wens ek het die Here gedien toe ek so jonk soos julle was. Boeta, daar sou baie meer fire moes wees. Halleluja.
Sê weer? Ek was ou die dag nog so oudste ek. En die man is ek die oudste. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Jy's nog jonk. Jy het fire in jou. Amen. Kom ons steek ons hande uit en ons bless hulle. Kom ons steek ons hande uit en seën hulle. Jakob, luister eers, voor ons seën. Verstaan gou die seën. Jakob, nê. Beteken bedrieër. Hy was 'n bedrieër. Maar Boeta, hy het liewe sy erfposie verloor en het, maar hy wil nie 'n seun verloor nie. Hy wil liewer pa se seun steel. Seën julle kinders, seën mekaar, want daar lê krag in die salwing. Daar lê krag in die bloed. Daar lê krag in die woord van God. Seën jou kind, seën jou vrou, seën jou man, seën mekaar. Doen, ja man, ek het te veel wat ek wil praat, dan moenie my kans gee nie. As jy 'n mic vir my gee, kan jy hele aand hier sit. Luister gou mooi, Israel nê, die Israeliete, ons kan sê wat ons wil, as baie propaganda oor hulle, vergeet die propaganda, gaan terug Bybel toe, kyk na die Bybel. Propaganda gaan jou deurmekaar maak. Kyk na die Bybel. Israel, as hulle in die oggende 'n broodjie bak, daai Jode. Onthou, toe Israel die land gevestig was, het almal gesê, gee tog Israel vir hulle. Gee daai land vir hulle man. Dis dor, dis droog, dis woestyn. Hulle gaan altyd bedel. Hulle gaan altyd bak aan staan. Vandag is dit een van die beste landboulande, beste ekonomie. Meeste miljonêers per vierkante meter. Ek wil nie sê kilometer, die meter, want dit is te klein. Meeste geleerde manne, ingenieurs per vierkante kilometer dan. In die wêreld, biljoenêrs. Want al is hulle 'n sondige volk, aanbid hulle God oor alles. Leer daai. Aanbid God. Want die man en vrou wat God waarlik aanbid, al lyk dit hoe sleg, al is jy in boeye, jy sal vrykom, want God is met jou. God is met jou. Jakob het daai seun gesoek. Al moes hy hom steel, hy het hom gesoek. En op die einde, steeds op die einde, toe hy die engel ook nog gestoei het, toe sê ek, los hy nie, vir hy my nie seën nie. Moenie God los, vir God jou nie seën nie. End of story. Jy los nie God nie. Here, ek sal nie ophou, voor ek nie u seën wegdra nie. En dan sal ek nog minder ophou. Dan sal ek anders seën. Amen. Kom ons steek ons hande uit. Ek seën elkeen nou Vader, waarop ek my hande lê, in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en die Heilige Gees. Ek seën hulle met 'n goddelike salwing, met vrede, met guns, met oorwinning. Ek seën hulle vanaand, Vader God, met die wete, Vader, dat U elkeen wil aanraak, dat U elkeen kragtig wil gebruik, dat U elkeen, vir elkeen 'n groter doel het as wat hulle selfs dink. Vader, ek dank U, dat elke juk nou breek. Vader, ek is opgewonde. Vir die pad van lig en lewe. Ek is opgewonde oor die woord wat gaan vloei, in waarheid, in die naam gaan groot gemaak word. Voorsiening, guns, goddelike guns. Dankie Here. Here het groter planne vir jou lewe ook. God het vir elkeen 'n plan. Moenie opgee nie. Moenie toegee nie. Fokus op die Here soos nog nooit tevore nie. Soek hom in alles. Ek ervaar seer ook in jou lewe. Vader sê, dis nie hy wat dit toegelaat het nie. Jou naam is ook in sy handpalm gegraveer. En hy is lief vir jou. Offer alles op vir hom. Jy sal nie spyt wees nie. Die beste lê vir jou voor.
wat jy nie gedink het sal daar wees nie. Jy sal 'n nuwe visie kry. Lewe dit en soek dit. Maak jy verlede klaar. Maak klaar met al die ou dinge. Maak klaar met alles wat jy afgetrek het. Maak klaar met gedagtegang en leefwyse wat nie van God af is nie. Maak klaar. Soek God met jou hele hart. Soek hom. Geseën sal jy wees. Die Here God met jou. Geseën sal jy wees. 'n nuwe visie vir lewe. 'n nuwe deur wat oopgaan. Moenie 'n deur oop forceer nie. As die deur oopgaan, sal God die ou deur toemaak. Maar God het 'n plan vir jou lewe. Aanbid hom, soek hom met alles. Maak ook klaar met die verlede. Sluit daai deur toe. Sluit hom toe. Dan gee die sleutel terug in die hande van die Here. Moenie dat Satan daai sleutel kry nie. Hy het genoeg getreiter. Halleluja. Halleluja. Die engele van die Here staan om jou vanaand. God gee vir jou nuwe keuses. Nuwe besluit. Jou wil sal sterk en omkeerbaar wees. Vergewe, vergewe en vergewe net. Stap aan. Stap net aan. Jy is kosbaar. Halleluja. 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 Prys die Here. Julle kan sit. Halleluja. Is hier enigiemand wat siek is vir wie ek kan bid? Enigiemand wat siek is? Dankie. My Boeta. Steur. My Boeta. Dankie Vader, dat U spanning wegvat. Dat U elke mate van spanning wegvat. Dat U my broer vul nou met die gees van genesing. 'n lang lewe in vrede. Dat hierdie ritme, hierdie hart sal in plek kom. Vader, hy sal nou vanaf lewe bedink, lewe voel en ervaar. Here, soos Hiskia, vra ek Here, voeg nog baie jare vir hom by. En ek dank U daarvoor nou. Van nou af kan hy kalm wees, vrede hê, rustig asemhaal. Diep asem intrek en sê, God is lief vir my, want God is lief vir jou. Van hierdie oomblik af, sal jy deurtrek en deurweek wees, van goddelike genesing, in Jesus. Ek salf jou nou, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Voel jy warm raak dit? Die salwing van God, die Here God met jou. Amen. Halleluja. Is hier enige iemand vanaand nog wat gebed nodig het? Enige iemand? Gaan dit goed met ons almal? Halleluja. Want God is met jou. Die Here God is waarlik met jou.
Amen. Die gebed nodig. Ja, ons besigheid. Prys die Here. Prys die Here. Vader, ek bid nou vir hulle besigheid. Ek bid nou u seën oor hulle af. Strategie mag guns. Want waar u guns gee, Here, toe Abraham na 'n dorre land toe getrek het, waar daar geen weiding eintlik was nie, Here, het hy multiply en nog meer seën ervaar. Op 'n plek waar julle nou is, waar dit dor is en moeilik is, spreek die seën van God uit. En julle sal getuig hoe God hierdie getuig gedraai het. Want wie kan God keer? Niks nie. Jahwe met julle. In die naam van Jesus Christus, Heilige Gees gelei. God seën julle. Met wysheid en guns, met uitkomste, met voorspoed. Moenie op mense staat maak nie. Moenie op mense vertrou nie, vertrou op God. Maar leef hom uit en kyk wat hy doen. Amen. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. God is groot. Enigiemand wat vrees het, tye ervaar die vrees. Halleluja. Vader, ons breek nou daai vrees. O, Here God. Vrees is 'n demoon. Met die naam vrees, wyk nou in Jesus naam. Jy het nie plek nie. Liefde kom nou in. Liefde kom nou in en vrede kom nou in. Daardie vrees sal nooit weer plek in jou lewe hê nie. Daardie vrees is nou gebreek in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek dank U daarvoor, Vader. En elkeen wat nie moed gehad het om vanaand te sê ek het vrees nie, Here, ek bid oor hulle ook liefde, U seën en U guns. Want U sê waar die liefde inkom, die liefde verdryf vrees in Jesus naam. Amen, amen en amen. Prys die Here. Halleluja. 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 Prys die Here. Joy in die Here. Joy in die Here. Amen. As die blokke daar is en die byle raas, lag ek vir die byle. Al lyk dit onmoontlik. Lag ek vir die byle. Want God het dit sê, nie die byle nie. En al moet ek na die vuurhoën toe gaan, sal ek ook sê, as God wil, sal hy my help. En hy sal. Want hy wil. Amen. Ek vrees nie meer nie. Vrees nie meer nie. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Amen. Prys die Here. God is groot. As jy enigiemand, man, ek is mal oor bid. Enigiemand vir wie ek nog kan bid. Enigiemand. Is almal se lewens reg. Prys die Here. Ekskuus. Foutian. Okay. Moet ons hom bid, laat hy skit en laat hy mooi omdraai vir die Here. Amen. Amen. Die hand opgesteek, een vir julle. Ja. Sê vir Marius wat beteken, wat my keer hier. Neuropathiese. Vader, ek bid nou vir my sus. Vir genesing nou. Nou, dankie Here. Elke mag breek nou. Selfs vrees, selfs denke van ek is siek, selfs gedagtes wat vernietigend is. Woorde, dis nou lewe. Dis nou genesing. Dankie Here. Amen. Amen en amen. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Yes my liefde. Prys die Here. Pastor, ek dink ons kan praat nie net vir die dorp nie, maar vir ons land. Okay. Vir ons ekonomie. Ons het mense hier, ek kry daagliks ons wat sê, "Jesus, om wil jy nie, kan ek dit nie werk nie." Amen. As dit ons wat hartseer by jou kom, dis nie kansvatters nie, dis manne wat vasbyt. Okay, maar net bid. Smal. Ja. Glo. Ja. Kom ons bid, want ons het voor die tyd gepraat, ek oor die volks bietjie, ons praat baie daaroor.
Ek is oortuig dat die Here Jesus besig is om 'n nuwe nasie in hierdie land op te rig. Maak nie saak of ek die Chinees daaronder is, of ek my Ja. vriend is, of ek blank is, of ek kleurling of swart Ja. is. Amen. Ons bloed is rooi soos Jesus se bloed. Ja. Ons mense kom en hulle vra, ons kan ons dit ons op werk. Niemand wil, ons waar nie nou die politiek daarbo nie. Hulle kan in politiek soos hulle wil. Geen dit vir ons werk, sodat ons net daai goed reg. Kyk ons ekonomie, ons sê so. Ja. Kom ons bid vir ons ekonomie. Okay. Dan gaan ons Suid-Afrika, Draai. ek wil amper sê, Draai. loop teen Afrika, Ja. kopies, Ja. begin. Ek dink dis wat Milian, dat ons almal op ons hart het. Ja. Net hierdie nuutheid, hierdie nuwe ding wat jy altyd kom bring. Om Wie glo God kan dit omdraai in 'n oomblik? Ek glo dit. 'n Stad moet ingeval word. Luister mooi. 'n Stad. En hierdie stad, daar's 185.000 soldate wat hierdie stad wil inneem. En Israel besef, hulle kan niks daaraan doen nie. Dis waar ons vandag, dis die posisie waarin ons vandag sit. Van ons kan niks doen nie, ekonomie is gone. Daar gaan nie, daar's nie 'n hoop vir môre nie. Hulle eet duiwemis teen die duurste. 'n Donkiekop as jy hom nog kan koop. As jy hom kan koop. En Elisa kom en hy profeteer en hy sê môre gaan hierdie stad. Nou moet jy versigtig wees wat jy nou hoor, want Markus 4 sê pas op wat jy hoor, dan gaan jy gemeet word. Julle gaan nou getoets word met wat ek nou sê. Dit gaan julle toets wees. Elisa sê môre hierdie tyd verander hierdie stad se ekonomie. Môre hierdie tyd sal ons tot meel te koop wees. Môre hierdie tyd sal dit goed gaan. Die adjudant, die koning leun op sy skouer. En die koning kyk so na Elisa. En hierdie adjudant sê die volgende. Hy sê al maak God die vensters van die hemel oop, sal dit nie gebeur nie. En Elisa kyk hom en hy sê vir hom, jy's reg, vir jou sal dit nie gebeur nie. Jy sal sterf. Maar vir ons almal sal dit gebeur. As jy nie glo vanaand nie, sal dit nie vir jou so wees nie. As jy dit glo, ek glo in God. As jy 'n see kan oopmaak, water uit 'n rots kan gee. As God 'n blinde kan genees. As God die gety kan draai, hy het nog nooit verander nie, sê Hebreërs 13. Dan sal hy dit vir Hooptown gee. Nie as nie, hy sal. As jy dink aan as jy daar adjudant. As jy glo, sal dit so wees. Ek glo dit. Kom ons bid dit en verklaar dit. Maar ons harte moet reg wees. Valsheid is uit. Tweedrag is uit. Ongeloof is uit. Vuil grappe, al hierdie nonsens en twak, patty goed in die lewe, dis uit. Want hoekom wil jy 'n demoon heeltyd by jy, maar jy wil hê God moet jou seën? Hoekom wil ons baie keer in 'n leuen staan, maar God moet ons seën? Hy gaan jou seën met dit wat jou besig hou. As jy met sonde besig hou, gaan jy met sonde seën. Dan is dit jou vrug. Kom ons maak nou reg. Wie glo saam met my? Amen. Amen. Vader, net soos wat U daardie dag gehelp het, 185.000 soldate daardie nag gesterf, toe een engel hulle verslaan het. Een enkele engel, maar nie net dit nie. Daar was ekonomie die volgende dag vir die stad. Here, so sal daar ekonomie wees van hierdie oomblik af, in die geesteswêreld wat draai, in hierdie demoniese mag, wat werkloosheid, Here, afdwing, bankrotskappe afdwing, moedeloosheid, Here, ongeregtigheid, wat probeer, Here, wanorde, chaos, in Hooptown invoer en inbring, Here, selfs hierdie kwaad vir mekaar, onvergeensgesindheid, leuns, rasisme, alles wat verkeerd is, Here, wat skielik reg is, Here, verklaar ons nou tot niet in Jesus naam, wyk, julle hoort nie hier nie. Wyk in Jesus naam. In Jesus naam, uit hierdie gebou uit waar die gees van God, die engele van God, by hulle hordes, Here, ingaan van huis tot huis vanaand, elke huis besoek, en wat ongeregtigheid en boosheid en kwaad is, Here, op elke deel grondgebied, en in die hele Suid-Afrika begin ondersoek, Vader, laat die gety begin draai in Hooptown,
In Jesus naam. Vader, ek glo dit. Ek glo dit. Hier gaan mense kom met getuienisse van dinge wat hulle nie kon dink kon gebeur nie. Want by U, Here, dit wat U laat gebeur, kan ons nie bedink nie. So ek is opgewonde vir jong manne, vir ouer manne. Here, selfs manne wat al afgetree het, sal nuwe visies kry, nuwe geleenthede sien. Waar hulle sê, kan nie besighede oopmaak, jy sal dit oopmaak. En dit gaan suksesvol wees. Here, in elkeen sal die Here dien. En elkeen sal God soek. En hy sal guns wees. Hulle wat nie werk gehad het nie, sal jubel en juig. Maar hulle sal die naam groot maak. Mense sal nie meer na drank toe hardloop nie, maar na God toe hardloop. Here, ons gooi al die drank ook uit in die geesteswêreld. Maak klaar daarmee, want soveel mense, Here, verdrink hulle en beland in ellende. Dit stop ook vanaand, Here. Dwelms is uit, dis weg. Dit verdwyn. Dwelmhandelaars sal vrees en vlug. Die bose sal vrees en vlug. Alle vrees sal hulle totaal, Here, uit Hope Town uitjaag. En dit sal 'n plek van lig word. In Jesus naam. Want die woord van God sê, die eenheid wat daar was, hulle het as een gekom in een eenheid, maar op 7 weer weggevlug. Want waar God is, sal nie duisternis wees nie. En daarom, Here, sal mense hier absoluut net begin dien. Hierdie kerk sal onder andere ook vol sit op 'n Sondag, Here. En hier sal 'n woord uitgaan, hier sal 'n salwing wees, omdat hulle hierdie aand, Here, ook vir ons 'n kans gegee het om die waarheid uit te bring, nie oor ons nie, oor U. En oor die woord, en oor elkeen wat hier sit, wat dit nodig het. En hier sal nog kerke opstaan, en hulle sal die dien, hulle sal die soek. Deur die hele Hope Town, in waarheid. Vader, waar jy inry by Hope Town, mense se sommer begin papiere optel, begin skoonmaak. Sal moeg wees vir wat verkeerd is, Here. Sal nie wag dat ander dit doen nie, maar self doen. Hier sal 'n nuwe ekonomie kom. Hier sal vrede kom. Hier sal joy wees. Hier sal Jesus wees. Dankie, Vader. Hierdie mense wat vanaand hier sit, as hulle uitgaan, Here, wanneer iemand kla, sal hulle hande oplê en vir hulle bid en sê, word gesond in die naam van die lewende ware God. Wanneer ander, Here, hulp nodig het, sal hulle hande uitreik en sê, kom ons bid vir die saak, die Here God sal jou help, en ons sal sien hoe jy hand beweeg oor Hope Town. Hier sal herlewing in harte begin, in mense begin, en dit sal omdraai. Genoeg is genoeg. Dankie, Vader. Ons eer U in Jesus naam. Amen, amen en amen. Prys die Here. Halleluja.